Ons wil graag die Heilige Gees vra om die woord vir ons te open, sodat jy kan neem wat jy nodig het. Dalk vir jouself, dalk vir iemand anders, maar dat jy uit die woord uit en uit die saamwees uit sal neem vir wat nodig is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U U Bybel vir ons gegee het. Dat U lewensverhale van mense en volke laat opteken, sodat ons kan sien hoe loop die pad met U en hoe U voorsien en vooruitsien. Dankie dat ons daarom ook vandag se skriflesings, se hele erediens, se saamwees as gemeenskap van gelowiges aan U kan opdra en net sê baie dankie dat U ons God is. En baie dankie Heilige Gees dat U vir ons elkeen sal gee wat ons nodig het. Maak ons ontvanklik daarvoor asseblief. Amen. Ek het nou as thema gekies, doen dit net en floreer. En ek sal nou verduidelik hoekom ons die afgelope tyd baie van mense se hartseer en van hulle verliese en teenspoed in die goed gehoor. En so gesels ons as vriendegroepie met mekaar op 'n stadium. En toe vra iemand, maar hoekom is dit dat ons nou so baie van die goed hoor? Toe sê ek, wel, gegee my ouderdom, is dit omdat ons al hoe meer mense ken. As jy jonk is en jy is op skool, dan ken jy 5, 6 mense, 20 mense, maar hoe ouer jy word, hoe meer jy deur die land beweeg, hoe meer mense ken jy. So nou die feit van Facebook, die feit van alle kommunikasie, media, al dis meer maak dat jy almal so goed hoor en baie gouer hoor as wat vroeër daar was, toe ons nog met die telefoon die ding moes doen. So, dit het my bietjie laat dieper dink ook aan die kerklike jaar, want in die kerklike jaar is dit die lydenstyd so genaamd, die opbou na die Goeie Vrydag toe, waar die kruisiging plaasgevind het en Paasondag vir die opstandings gebeur. En toe het ek vir myself gevra, kom ons hou dit met 3 goed. Wat is 3 goed wat 'n mens kan help om te floreer? Om vreugdevol te leef met antwoorde. Al het jy teenspoed, al het jy wat ook al, wat ter sprake is. En natuurlik is daar baie goed wat 'n mens kan uitlig en doen ook daaroor. Die doktorale studente wat ek begelei het, 'n hele kursus oor wat noem human flourishing. Maar ek wil net 3 goed hier neersit vanoggend wat ons met mekaar kan deel. En toe onthou ek van 'n klein boekie met 'n massiewe impak. Die boekie was nie so A5 nie, A5 is mos 'n A4 wat in die helfte gedeel is, maar daai boekie was omtrent so by so. So klein was hy. Maar die klein boekie het 'n massiewe impak gehad, ten spyte van sy net 92 bladsye. Want binne sy verskyning van 2000 tot 2002 het daar op daardie stadium meer as 9 miljoen kopieë verkoop en die boekie verkoop nog steeds in die wêreld, weliswaar nou met elektroniese middele en dis meer. En die boekie se naam was The Prayer of Jabez. Deur Bruce Wilkinson. Is daar van julle wat nog daai storie onthou? Want toe die boekie nou begin veld wen en die hele storie van Bruce Wilkinson, hy's 'n baie goeie opleier, mense begelei mense met geestelike studies en al dis meer. Toe het hulle daai gebed van Jabez het hulle op lineale gedruk. Hulle het dit gedruk op bekers. Jy kon, tipiese Amerikaners, as jy net 'n idee het, dan sit jy op alles. En jy verkoop alles om daai geld te maak, wat is 'n vorm van franchising. Maar wat besonder was van hierdie boekie was juis die feit dat gehandel oor Jabez se gebed. En Jabez se gebed staan al vir eeue in die Bybel opgeteken. Maar dit is 'n besondere gebed en wat staan, mense hoor nie altyd as jy ouens iets bid wat daarna gebeur nie. Hier staan na hierdie gebed, God het dit verhoor. So God het hierdie gebed waargemaak en gesê, ek ondersteun jou gebed. Wat hierdie nog meer merkwaardig maak, is, kan ek gou vra, wie van julle hou van geslagsregisters? Met ander woorde, jy kan sê, hierdie oom was die tannie van, nee, die tannie, die oom, excuse, ja, julle verstaan wat ek bedoel, ok, hierdie familielyn, daai was ergens gekluk, maar ag, ek kan nie my voorgeslagte almal onthou nie, ek weet, daar is altyd in elke voorgeslag, daar 'n deel wat mense ook nie wil onthou nie, want daar was nonsens in die familie, so daai deel van die familie wil nie. Maar wie van julle hou van sulke familieregisters? Ja, wees eerlik oor. Daar's 'n klomp mense wat daarvan hou. Daar's sites op daarvoor deesdae en jy kan nou lyk my met DNS toetsing kan jy ook nou nog verder teruggaan en agterkom ons kom maar almal vir Adam bietjie geval. Iets in daai lyn baie daaraan dink. Maar wat interessant is van die storie is toe nou hoekom hierdie gebed waarskynlik die meeste van dit nie deur ons raak gelees word nie. Want ek weet nie of julle ook so is nie. Maar as jy die geslagregisters in die Bybel kry, waar hulle hierdie klomp name gee,
En nou is dit nog Hebreëse name, so dit val nie lekker op jou tong nie. Dan is die mens geneig om baie verby sê, kom ons gaan maar na die volgende hoofstuk toe. Wilma het iemand in haar Bybelstudie groep gehad, dis dit, want as dit by hierdie moeilike name kom, het sy net gesê, moeilike naam, en die name nooit uitgespreek nie. Nou Jabes se gebed staan in Kronieke. Daar is 9 hoofstukke van hierdie name, en dis nie kort hoofstukke nie. So ek het nou 'n keuse, of ek lees al 9 vir julle, so dat julle die gebed uit sy kan hoor, of as julle alright, sê net 1 vers van daai klomp name lees en dan die gebed. Wie stem vir die laasgenoemde? Is julle ook? Terwyl van die mense met die geslagregisters, 1 Kronieke se eerste 9 hoofstukke. Maar kom ons lees hom dan nou saam. 1 Kronieke 4. Kos, dis iemand se naam terloops. Wilma sê altyd dis my naam, want ek is altyd honderd. Kos was die voorvader van Anub en Sobeba en van die geslagte van Agargel, seun van Harm. Jy verstaan hoekom mense vassak op die name, né? Jabes het voorrang geniet oor sy broers, want toe sy ma die naam Jabes gegee het, sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort die seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. Was al vir jare wat ek hierdie gebed bid. En snaaks, mense raak so gewoond, is dit vergeet. Ek het dit verlede jaar uitgedruk en op 'n plek in my studeerkamer geplak. En volgens soek ek iets in die studeerkamer, hier is die gebed voor my. Ek loop al vir maande verby wat ek dit daar raak sien. So ek wil net vir jou neersit. Jy net onthou, 1 Kronieke 4. Ons weet nie veel van Jabes nie. Ons weet hy het nie maklik in die wêreld gekom nie. Trouwens sy ma het hom die naam gegee, Jabes, wat beteken smart of pyn. Ons lees in vers 9, ek het hom met smart in die wêreld ingebring. En wie weet, dat is jou naam vandag iets soortgelyk, omdat jy in 'n situasie is waar jou regte naam, wat jou familie jou noem, eintlik nie nou vir jou tel, want miskien is jou naam vandag hartseer, omdat jy ongelukkig is oor iets wat nie reg is nie. Miskien is jou naam vandag angs, omdat jy bekommerd is, en nie duidelikheid oor die pad vorentoe. Miskien is jou naam verwerping, omdat jy voel, ek voel uitgesluit, my familie wil my nie hê nie, ek voel nie meer seker van myself. Miskien is jou naam onsekerheid, want jy het nie duidelikheid oor wat jou lewensroeping is en hoe die pad vorentoe loop. Miskien is jou naam teenspoed, want jy het nou al so goed beleef en jy voel, wow, wat gaan nog met my gebeur? So jou naam kan enige identiteit aanneem in terme van jou situasie as jy dit toelaat. Maar Jabes het nie toegelaat dat sy naam, wat sy ma hom gegee het om definieer en dat dit sy omstandighede word nie. Want Jabes het deur gesloot en met God gepraat. Hoekom? Omdat hy vir God geken het, want daai storie van die verbond loop deur. So Jabes het geweet, hierdie is die God van Israel, dit beteken, hy is ook my God. Ek mag met hom praat. Hoe kort my gebed ook al is. En ek en jy mag ook. En kan ook. Maar dit is 'n eenvoudige gebed. 2 verse. Maar so reg gebid. Daarom is ons tema vandag, doen dit net. En floreer. Dis 'n goeie oudtydse preek, gaan ek net 3 punte dan noem. Eerste punt. Asseblief en dankie vir seën. Jabes het God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit. Waarom mens begin in jou lewe met lewensvreugde hang af van wat 'n keuse jy maak. Almal van ons dink geld gaan ons probleme oplos. Wie wil nie meer geld hê nie? Ek wil nie meer geld hê nie. Ek het dit nie. Maar ek het al by plekke opgetree waar ek vir mense vra, wil jy meer geld hê? Dan sê hulle ja, dan gee ek vir die persoon 'n hand. Dan is hulle disgusted. Maar het gevra vir meer geld. 'n rand so meer geld. Jy sien nie dat ons lewe is gekoppel aan geld. Ons kan nie loskom af van dit. Dis nie verkeerd nie. Geld is nie verkeerd, asseblief moet reg verstaan. Hang af waarvoor jy dit gebruik. En dit was al geld die verkeerde in mense uit. Want dit wys maar net eintlik wie jy is. Maar die navorsing van Diener en Seligman wys dat almal het 'n gegee hoeveelheid geld nodig om 'n sekere basiese lewensvorm te hê.
Maar of jy dan meer geld het, gaan jy noodwendig meer gelukkig maak en of jy daai hoeveelheid het, gaan jy noodwendig gelukkig maak en dit hang af of jy kies om gelukkig te wees met daardie bietjie of met dit wat jy meer het. Want lewensvervulling is meer as net dit. En lewensvervulling volgens hulle navorsing gaan oor betekenisvolle verhoudings wat 'n mens met mekaar het, gaan oor doelwitte, gaan oor jou geestelike welstand. Jabes se gebed leer ons die dieper waarheid. Florering begin by afhanklik wees van God, of jy nou 'n bietjie geld of baie geld of geen geld het nie. Begin by afhanklikheid van God. Arthur Brooks is ook 'n sielkundige wat later is eintlik 'n statistieke ou en toe het hy oorbeweeg na sielkunde toe en hy het ook 'n Winfrey het 'n paar jaar terug 'n boek geskryf oor geluk, maar in sy nuwe boek From Strength to Strength sê hy op 'n stadium wanneer mense dankbaarheid en geestelike vervulling as primêre bronne van geluk aanvaar, het hulle meer volhoubare vreugde as diegene wat net op finansiële voorspoed fokus. Nou interessant is, Jabes begin by God. Jy onthou iemand anders ook wat gebid het, en ek het dit eers in die preek neergeskryf van my nou by, onthou jy toe Salomo, toe God vir Salomo gesê het, jy kan kies wat jy wil hê, toe het hy ook nie vir geld gevra nie, en toe het God hom juist met geld geseën. Hy het nog 'n massa vrouens op hy gekry. Wat 'n bargain. En al die ander. Ekskuus, ek is tevrede met my een woord, ek gaan nie meer, ek sê Salomo nie. Die vraag is, met dankbaarheid, waar sien ek reeds God se seën uitstort? Want wanneer ek bid vir God se seën, moet ek begin kyk vir God se seën. Se seëninge. En dan is dit opvallend, as 'n mens dit begin raak sien, sê Zerikman en Jackson mee, hy skryf vir hulle navorsing, dankbaarheid dan die sleutel raak vir sterkpunte vir ons welwese en geluk. So wanneer ons as Jabes bid, stort U seën oor my uit. Kyk te geselfdertyd, waar is die seën reeds besig in die lewe? In jou lewe. Doen dit net. Kom ons vra, hoe doen ons dit prakties? Begin by God, bid tot God. Begin dankie sê vir daardie klein seëninge wat jy al reeds gegee het. Ontvang het. Ek onthou toe ek hierdie preek geskryf het, onthou ek skielik van Johannes 6. Kan julle onthou van die seentjie, want dis die enigste plek wat genoem word, dat die seentjie in die prentjie is, by Johannes 6 in die evangelies. Maar kan julle onthou hoeveel brode en visse het hy gehad? 5 broodjies en 2 visse. So God het nie begin met 5000, daar was net 5000 man, so sit die vrouens by, sê maar 10.000 mense, sit kinders by, ons hou op konservatief, hulle het nie baie kinders gehad daai tyd. So kom ons sê maar 12.000 mense. God het nie begin met 12.000 mense so God nie. God het begin by 5 en 2, 7 goedjies. Maar God het dit laat vermeerder, omdat dit dankie gesê word, hoor die gebed wat Jesus bid vir homself. Jesus het brood geneem, God daarvoor gedank, dankie gesê, stort die seën oor my uit, en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. So die punt is net, hoe doen ons dit prakties? Asseblief, en dankie vir seën. Want Jabes het die Here aangeroep met die woorde, stort die seën oor my uit. Doen dit net. En floreer. Die tweede punt. Vergroot my versoek, het ek die titel gegee. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, vergroot my grondgebied. En Jabes was dit waarskynlik, hy gesien dat sy toekoms lê daarin dat die gebied waarin hy bly, sy sfeer van invloed groter sal word, sy sfeer van inkomste generering, van weiding, van alles wat hulle nodig gehad het, dat dit sal vermeerder. En hierdie versoek gaan in ons nie net oor fisiese eiendom nie, dit gaan oor nuwe geleenthede, oor groter invloed, oor geestelike groei, oor die gebiede wat wel 'n impak in ons lewe en ander se lewe kan hê. Dit mag beteken dat wanneer jy hierdie gebed bid, dat jy vra, Here, vergroot my verbeelding. Robert Schuller was destyds 'n predikant van een van die mega gemeentes in Amerika. En as ek reg onthou, het hulle kerkgebou met 144.000 klein venstertjies. Want hy wil uitbeeld dat die mense met die hemel kan sien in die getal wat in Openbaring staan.
So ek weet nie meer wat dit gekos het daardie tyd nie. Maar Robert Schuller het gesê, there's no such thing as a money problem, only an idea problem. Dit mag wees dat jy moet bid, juis, vergroot my grondgebied, Here, maak my verbeelding net 'n bietjie groter. Dit mag wees dat jy bid, Here, maak my verhaal groter, want jy dalk vasgeloop, jy voel jy sal 'n doodloop staan met jou lewensstorie. Vra die Here dat hy jou verhaal groter maak, so die storie kan aangaan, meer mense kan impakteer daarmee en jou eie lewe en almal van jou rondom in florering sit. Sodat jy nie aan mekaar histories raak of hysteries raak. En antwoorde histories raak, die ou koeie die soort het gehaal, maar dieselfde goed gaan fight. Hysteries raak daaroor nie. Maar sodat jy juis 'n nuwe moment in jou lewe kan hê. Dit mag wees dat jy vra vir die Here, vergroot my veronderstellings, my beliefs, dit wat ek glo van myself. Ek sal as ek weet met iemand wat vir my sê, ek voel niks werd, die persoon is uitgebrand. Ja, natuurlik sal jy niks werd voel, want weet jy hoekom? Jy het uitgebrand omdat jy so baie werd is, omdat jy so baie van jouself gegee het. Dis hoekom jy uitbrand. Het jy al 'n lui mens sien uitbrand? Hallo, kom jy eens aan die gang nie? Hulle het 'n meestersgraad in procrastination. Ek hou van procrastinate, vir goed wat nie belangrik is nie. Baie keer kry ek vriendelike teregwysing, want ek klaar en sê my dagboek is so vol, as my vriend van my kom my bel vir koffie, dan sê ek, wat ek iets aan plek in my dagboek. Ek kan nie glo dat die Here vir my sulke openings gee. Maar die punt waaroor dit gaan is, vriende, jou belief moet al verander. Jy is goed genoeg. Jou konteks is net nie reg, jou belief in jouself, jou selfwaarde, jou selfdink oor jouself is dalk net nie reg nie. En dan moet jy daaraan werk. En dit vra jy die vergroot my grondgebied, want as dit verander, gaan ander goed ook verander. Dalk moet net bid dat die Here jou verwondering oor God moet vergroot. Mense raak so gewoond aan dit wat rondom jou is, dat jy vergeet dat die meeste van die goed genade is. Ons ry vanoggend hier langs die see af, in die strand. Is dit nie amazing dat ons die see kan sien nie? Doen vir jou guns vandag. Kyk net die see. Kyk die berg. Interessant. Waarmee ek begin het is rondom Jerusalem, of wat ek baie keer gebruik is foto rondom Jerusalem is berge. Dis eintlik my heuweltjies, dit lyk soos hierdie. Maar dis waar ons God op opmerk. Die natuur, dat God jou help met jou verwondering. Om net weer te sê, wauw, kyk hierdie blommetjie wat uitkom in die teerstraat. Voor die pastorie in jaar het hulle geteer. En binne 'n maand daarna, toe kraak daai teer op die punt waar jy met die ou teer gaan aan die kant. En daar staan 'n klein blommetjie op. Sulke goedjies. Vanoggend sê iemand vir my, my man is so opgewonde oor klein goedjies. Ek sê, ja. So by ander diens, sy het self oor die, my hier is my. Sy het selfs by 'n stukkie onkruidse blommetjie gekniel en gesê, kyk hoe mooi is dit. Hoekom noem ons dit onkruid? Dis net omdat te veel daarvan is of wat dood is. So 'n blom. Maar dat die Here ons help in verwondering sodat ons grondgebied kan vergroot. Terwyl ek 'n preek geskryf het 'n vriend van my boodskapie gestuur, en vir die goed wat ons so afneem, van J.I. Packer, die Kanadese teoloog. Die het gesê, the Christian's motto should not be, let go and let God. Ons het al daai motto een van dit gehoor, let go and let God. Maar Packer sê, trust God and get going. Trust God and get going. Here, vergroot asseblief my grondgebied. Vergroot my versoek. Laaste gedagte. Nee, ek wil iets vir 'n paar sê, 'n paar doelwitte wat mens kan. Geestelike doelwitte wat jy stel, geleenthede wat jy talente kan uitoefen. Kan ek net vir jou sê, wie van julle het swakpunte? Okay, maar hou nou op daaraan werk. Ek praat nie van karakter goed, as jy lieg, as jy jok, as jy jok, moet jy ophou jok.
As jy kwaad praat van ander, moet jy op kwaad praat van ander. Met ander, ek praat nie van karakter goed nie. Maar as jy nie goed is met somme maak nie, gee dit vir iemand wat goed is met somme maak. Maar gebruik jou talente, fokus op dit. Marcus Buckingham, hulle het meer as 1 miljoen mense ondersoeke agtergekom. Al wat dit help is mense almal fokus op hulle swakpunte, dit trek die hele spulletjie af. Fokus op jou sterkpunte, dis waarvoor jy hier geroep het. Daarom praat die Bybel van die genadegawes, charismata wat God ons gee, waarmee ons mekaar kan help, gawe van gebed. Daar's mense wat bid dat ek dink, joh, ek wens ek daai woorde gehad, maar ek luister net persoonlik vir woord wat in my hart is. So verander jou karakter, ja, werk daaraan. Maar as dit jou swakpunt is, erken dit en gee dit vir iemand anders. Fokus op jou sterkpunte, dis waarvoor jy bedoel is in hierdie wêreld. En dan die laaste ene wat ek daar genoem het, is beweeg buite jou gemaksone. Hoekom die vergroting van 'n grondgebied is dalk net nodig dat jy 'n slag moet sê, okay, al is ek hoe bang, Here, vat my uit hierdie comfort zone van my uit, dat ek net 'n slag kan groei. Want groei gebeur nie waar jy net sit nie. Behalwe as jy dink. Maar as jy net sit en niks doen nie, en in jou comfort zone bly, is daar nie groei nie. Is dit maklik? Nie altyd nie. Daarom is die ander deel van die gebed ook. So kom ons gaan na die laaste gedagte toe. Die laaste gedagte is saamspan teen smart. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. Het is opvallend dat hierdie laaste deel van die gebed as 'n kontras staan met sy naam, wat aan die begin genoem word voor die gebed. Want Jabes beteken smart of pyn, en hy vra nou juis, sodat geen smart of pyn my sal tref of weer sal tref nie. Jabes weet hy kan dit nie op sy eie doen nie. Hy weet hy moet saamspan met God, en toe ek die preek geskryf het, was dit vroeër in die week, so ek het die rugby gekryk, en my prentjie wat in my opgekom het, is die van 'n rugbyspan waar rugbyspelers daar die bal het, hulle is naby die doellyn, en die ander skram rondom daardie persoon saam, en druk die persoon saam oor, totdat hulle kan skoor. Dis die prentjie wat ons van God en ons moet hê, het ek gedink. Maar wat gebeur? God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, of Ouer, Seun en Heilige Gees, is saam met jou in hierdie ding, en nooi jou om saam in te gaan, en saam te skoor. Dis die saamspan. Interessante woord wat mense leer in die verband, is die woord grit. As jy direk vertaal is dit gruis, maar dit beteken die uithou en vasbyt vermoë, weerstandig wees, die opgee en die verder groei. Angela Duckworth het nou geskryf 'n soortgelyke boek, sê, grit is about working on something you care about so much that you're willing to stay with it even when it gets difficult. So wat beteken hier? Hou my onder beskerming, weerhou onheil van my. Beteken nie dit gaan maklik wees nie, maar help my deur hierdie goeie, want die lewe volgens hulle tyd was vol baie meer uitdagings as vir ons tyd. Onthou, hulle het nie mediese gesondheid gehad nie, hulle het nie staatshospitale gehad nie. Ek dink die meeste van hulle het aan die beklei geraak met mekaar, maar hulle het tandpyn gehad het die konings. Hulle het nie bank gehad waar hulle kon leen en alle klas vergoed. Hulle het nie naaste by ons gesondheid en produkte wat ons het nie. En nou, as ek nou mooi daaroor dink, wat doen mense die goed wat nie geprosesseer is nie, wat doen mense daai kos? Jy sien baie keer op die hoenders in Pakistan. Vrylopend. Hoe? Oh, candy. Ek word vergeet van hoender. Die goeie nuus is, hulle dit was als organies. Maar hulle peste en plaag gehad, wat hulle ons medies gehad het. So wat ons net vir mekaar sê is, ons kan nog steeds hierdie gebed bid. Want ons het ander uitdagings in ons tyd, en jy het ander uitdagings in jou konteks. Resilience, skryf Brooks, is not the absence of hardship, it's ability to flourish despite hardship. It is cultivated by a deep trust in something greater than ourselves. Brooks selfs as 'n Christen, so met ander wat hy eintlik sê is, ons glo in God. Daarom kan ons voortgaan. En God glo in ons. Hoe doen ons dit prakties? Verdiep jou verhouding met God. Toe ek jou gesit en dink, het ek sommer gedink, hoeveel tyd ek spandeer as hierdie goed. As ek 'n TED-video kyk, TEDx video, daar sit 20 minute. Ek dink, hoeveel tyd spandeer jy saam met God? Okay.
As ek nuus kyk, dan is dit 1 uur, 1 en 'n half, wat ook al, hoeveel tyd spandeer ek saam met God? Maak jouself jou eie sommetjies. En dan dink jy net vir jouself, kom ek sit net so 'n bietjie meer tyd dan hierby. Gesels net meer gereeld met God. Maak meer tyd vir God, verdiep jou verhouding met God. Want God is nie weg, jy sê ek en jy wat minder daar is. Kry ander om jou saam te ondersteun. Wat lekker is deesdae met die WhatsApp groepe, familie en vriende, wat jy reg oor die wêreld kan kontak, is dat 'n mens saam met mekaar kan gaan. En as jy vashak met van hierdie goeders, het ons die wonderlikste hulpmiddels nou gekry in kunsmatige intelligensie. Goed soos ChatGPT, Copilot, Grok, wat ek se Twitter se goeders is. Ek is maar nie om mense uit waarvan ek praat. Meta.ai, en dan vra jy, ek wil vir die volgende 3 maande geestelik groei in, mense alwe in liefde. Stel vir my 'n teksrooster op wat ek elke dag moet lees en geef my die tekste vir die volgende 3 maande, sê vir my prakties elke dag wat ek daarbey moet doen. Dan skop daai dan vir jou 'n hele program daarvan uit. Hy's nie altyd reg nie. Nou die dag het ek vir die program gesê, nee, ek het die boek op my rak op, dat sê dit en dit staan dit, jy het verkeerd. Toe vra die masjien vir my om verskoning. Hoe lekker is dit? Maar wat ek net daarmee wil sê is asseblief, ons het nou meer hulpmiddels as ooit. Ons kan die goedheid vra, dan vir u vra. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. Doen dit net en floreer. Kom ons doen die einde en die begin. God het laat gebeur wat hy gevra het. Waar was die einde? God het hom 'n nuwe begin gegee. Dis nie 'n towerspreuk in die gebed. Moet asseblief nie soos 'n towerformule probeer gebruik nie. Want God loop 'n unieke paadjie met elkeen van ons, maar ook met ons almal saam. Dis die pad van liefde en hoop en geloof. Maar floreer om lewensvruchte te ervaar is nie 'n gevoel nie. Dis nie 'n wens nie. Dis 'n intentionele besluit om te sê ek gaan aan hierdie kant leef. Ek gaan leef met die nuwe begin wat God vir my gun. Dis 'n keuse vir hierdie diepe verhouding met God. Dis my gebed dat God sal laat gebeur wat jy vra. En nie sal laat gebeur wat nie goed is vir jou nie. Doen dit net. En floreer. Mag God dit vir ons almal doen. Kom ons bid saam. Here, ons elkeen se omstandighede verskil, ons elkeen se naam verskil, ons situasie verskil. Maar dankie dat ons vandag hierdie kort gebed uit die geslag Registers uit kan lees en net hoor, U het laat gebeur wat gevra is. Ons bid dit vir elkeen. Amen. Kom ons dien Here nou met ons staan en voors. Ek weet nie of julle die sanggroep El Divo onthou nie. Hulle, hierdie opname wat ons vandag gebruik gaan is in 2007 lewendige opname van hulle gewees, soos 'n paar jaar gelede. Maar ek het vanoggend gou gekyk, want die afgelope week het ek oral op nuus en goed gesien hoe mense dink dat dit 5 jaar is sedert COVID uitgebreek het, COVID-19 pandemie. Maar toe ek vanoggend kyk, toe besef ek, dis vandag presies 5 jaar gelede wat ons staatspresident aangekondig het dat daar binne die volgende paar dae lockdown sal wees in Suid-Afrika. Kan jy dink is 5 jaar gelede? Kan ek vra wie van julle het familie of vriende deur COVID-19 verloor? Ek vra vir julle. Ja, ander diens het Tanina gesit. Ek het nog met haar man die dag voor die Telkom nog aan die mall was, gestaan en gesels, en 'n week later sy oorlede aan van gesond tot aan die kant. Na die diens kom 'n dame na my toe, sy sê vir my, ons het in 1 week 6 van ons vriende verloor in die dorp.
Daar's baie mense wat nog aan die naderdraai van COVID ly finansiëel. Maar daar's ook iets anders wat leef in baie mense. Dis 'n vorm van, noem dit maar morbiditeit, noem dit maar, kan nie aan die gang kom nie. As dit met jou kronies is, moet jy waarskynlik 'n dokter gaan sien, dan het jy dalk nog van die naderdraai van COVID. Al het jy van die medikasie geneem, baie mense het van die naderdraai wat hulle nog beleef, dat jy ondersteuning kry. Hoekom noem ek dit? Wel, ek het gesê van hierdie 5 en ek kon glo, dis 5 jaar terug wat ons lewe dit radikaal verander het. Almal van ons het beleef. Maar die persoon wat jy daar regs sien, is Carlos Marin. En hy was een van die 4 persone van Il Divo. En hy het 19 Desember 2021 gesterf van COVID op 53-jarige leeftijd. En ek noem het spesifiek, want op 'n stadium toe tref hierdie video my op 'n vlak wat ek nie gedink het sou nie. Want daar's 'n stukkie in die video waar jy sal hoor hoe hierdie bariton uitstaande sing. Kom speel ek dit. Nie om ons neerslagtig te maak, ek wil sê dankie ons is nog hier, saam met mekaar. Dankie vir ons mense wat ons geken het, wat volgens die Here gaan ons eendag saam met hulle weer wees. Dis 'n stukkie herinnering. Maar hier is ook 'n stukkie van besef dat dit genade is, dat God jou se gebed verhoor. En dat ons ook mag sing van hierdie genade. So ek wil jou nooi om net te sit. As jy wil saam neer, as jy welkom, saam sing as jy welkom, as jy net wil wees, as jy welkom. Ek gevra dat jy die ligte afsit, sodat die mense die video kan sien, en dat jy iets daarvan kan beleef. En mag God met jou op 'n besondere manier in hierdie oomblikke dit dan ook ervaar.